Baie welkom by die erediens van die NG Kerk van Warmbad. Dit is vir Sondag 8 Maart 2026, waar ons 'n bietjie gaan kyk na menseverhoudings. Maar voordat ons by ons teksgedeelte kom, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u grootheid, vir u liefde, vir u genade wat ons elke dag dra en voorsien in ons lewens. Ons wil ook nou vra, Here, dat u deur hierdie woord vir ons dit lewend sal maak, ook in ons lewens, dat ons ook beter verhoudings kan hê na buite en met u. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons twee teksgedeeltes, Eksodus 20 vers 1 tot 17 en dan Matteus 22 vers 34 tot 40. Kom ons lees dit saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat in jou naaste behoort nie. En dan bly ons na Matteus 22 toe. En toe die Fariseërs hoor dat hy, dis nou Jesus, die Sadduseërs die swyer opgelê het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy, dis nou Jesus, het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. Ons lees tot sover. Nou hierdie gedeelte van die 10 gebooie is nogal baie bekend. Die probleem natuurlik is om die doel van die 10 gebooie partykeer dat dit misverstaan word, en daarmee help Jesus 'n opsomming vir ons van die 10 gebooie ons nogal baie. Nou Jesus se opsomming kom in die Ou Testament uit Deuteronomium uit, waar dit ook juist so staan. Want 'n mens kan dan verkeerdelik dink dat dit gaan eintlik oor 'n wettisisme, dit oor reëls wat nagekom moet word, dinge wat jy moet doen en nie moet doen nie, om in God se goeie boekies te bly. Maar Jesus se opsomming herinner ons dat dit eintlik reëls is om ons te help om 'n gesonde verhoudings met God en met mekaar te kan leef. En hoekom is dit vir ons belangrik? Iemand het eendag gesê dat as jou verhouding met God nie reg is nie, is jou verhouding met mense ook nie reg nie. En as jou verhouding met mense nie reg is nie, is jou verhouding met God ook nie reg nie. En boonop 'n slegte verhoudings 'n teenwerking vir ons getuienis na buite. Dink maar aan die betekenis van die doop, dat God kom in verhouding na ons toe en hy vra ons om in verhouding met hom te staan en met ander mense. En die hartseer is dat daar mense is wat nou al jare kwaad is vir mekaar, en dat daar mense is wat al jare nie eens met mekaar praat nie, selfs broers en susters, 'n ouer en 'n kind, wat nie meer met mekaar praat nie. En nog erger, dis mense wat hulle self Christene noem. Nou, met dit is ek nie seker wat julle van Jesus af weet nie, maar in die Christendom is so iets net nie vir my denkbaar nie. Ek bedoel, as 'n Christen beteken dit dat ek leef in vergifnis wat God aan my gegee het, want ek is in Jesus,
en daarom leef ek vanuit en met daardie vergifnis. En daarom dat Jesus op 'n keer verduidelik, dat ons dus ook met ons vergifnis moet lewe. En ek het al 'n boodskap gedoen oor vergifnis, wat julle kan gaan kyk, maar vandag se fokus is op die verhouding tussen mense. Want die 10 gebooie wil vir ons riglyne gee daaroor. En hierdie is belangrik vir elke wijk, vir elke gemeente en selfs ook in 'n groot mate vir die gemeenskap. Dit is belangrik vir die eer van God se koninkryk en ons getuienis daarvan. So wat ek nie kan verstaan nie is, hoe kan mense wat dan sê hulle is Christene, nog steeds na 10, 15, 20 jaar nog steeds kan rondloop met iets wat hulle iets teen iemand het? Verstaan ons dan nie die evangelie nie? Verstaan ons nie die Bybel nie? Of is dit maar net omdat mense hulle nie meer daarin steur nie? Of dalk is dit omdat die eie ego die belangriker is as die wil van God dalk? Ek weet nie. Sien, die probleem wat baie keer in die midde van hierdie slegte verhouding sit, is eintlik 'n emosionele onvolwassenheid, waar die eie ek belangriker is as ander mense. So enigiets waarmee hulle nie saamstem nie, enigiets wat nie hulle self bevoordeel nie, of enigiets wat die persoon nie van hou nie, word dadelik as iets negatiefs beskou. En wanneer daardie emosies ervaar word, dan weet hulle nie hoe om dit te hanteer nie. Maar hieroor wil ek nie doekies omdraai of dit sag stel nie. Dit is uit en uit 'n selfsugtige, emosionele, onvolwasse optrede. En ek veronderstel die feit dat sekere mense dit dalk as aanvallend gaan beskou, is dan sekere bewys hiervan. En gekoppel aan die feit dat sulke mense dalk nie werklike erns maak met die waarheid van die Bybel nie, want as hulle werklik erns met God se woord gemaak het, sou hulle lankal gesien het, dit is iets wat nie reg is by hulle nie. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na groepe dinge wat negatief is vir ons verhoudings met ander mense, dinge wat as ware soos kanker vreet aan verhoudings. En die eerste ene is 'n selfgerigtheid. Ons besef nie altyd hoe selfsugtig ons kan wees nie. Dis wanneer jy gewoonlik net aan jouself dink wanneer jy iets met iemand te doen het. My behoeftes, my gemak, my opinie, my geld, my. En dit maak nie saak wat jy dalk dink of glo nie, solank dit net dieselfde is as myne. En dis jou selfsugtigheid wat verhoudings met mense dan kan afbreek. En nog 'n ding van hierdie selfsugtigheid is manipulasie, om die ander persoon te wil beheer sodat jy jou sin kan kry. Of wanneer ek iemand manipuleer om my eie agendas te bevorder, dan werk dit negatief in op die ander persoon. Want daardeur stel jy jouself bo die ander persoon. En dan kom dit dan net eintlik weer neer op dit wat ek wil hê. Nog 'n ding wat groot skade kan aanrig is byvoorbeeld jaloesie. Hulle sê jaloesie is groen, maar wanneer dit begin vrot, dan versier dit alles. Omdat ek dan negatief teenoor 'n persoon begin optree. En jaloesie is dan gewoonlik altyd gebind ook aan jouself. 'n Verdere ding is byvoorbeeld uitbarstings. Dis wanneer jy skielik ontplof en dinge sê wat jy nie eintlik moes gesê het nie, en die ander persoon kan seermaak. En hierdie uitbarstings is natuurlik ook gekoppel aan 'n vinnige humeur wat getrigger word deur jou eie selfsugtigheid. Maar net weer 'n verwysing na die feit dat dit 'n onvolwasse emosionaliteit is. En dit laat baie keer letsels wat net nie wil heel word nie. En jy stoot eintlik mense as ware weg van jou af met jou uitbarstings. So nog 'n ding is ook hebsug. Baie keer wat jy iets so graag wil hê, dat jy selfs iemand wat 'n vriend is, dalk sal seermaak om dit in die hande te kry. En dan veral in 'n lewe wat gaan oor geld en besittings, kry jy dit baie, dat mense mekaar uitbuit, net om meer te hê. En dan gaan dit ook saam met die volgende ding, naamlik oneerlikheid. En dit breek vriendskappe af, want vriendskap word gebou op opregtheid. En wanneer jy egter oneerlik begin optree, omdat jy gewoonlik iets soos jou eie voordeel wil laat werk, dan sal mense jou nie meer begin vertrou nie, en sal jy uitgeskei word. 'n Ander ding wat ek ook al aangeraak het, is die van uitbuiting. 'n Christen buit nie 'n ander mens uit nie. Want dit wys eintlik dat jy nie eintlik respek het vir daardie persoon nie. Dit wys egter dat jy vasgebind is deur die dinge van die wêreld. Nog 'n ding wat soos kanker vreet aan verhoudings is onvergewensgesindheid. En hierdie ene is iets wat baie meer skade doen as wat ons dalk besef of dink. Ek dink dis een van die grootste probleme al die eeue tussen mense. Dit is een van die belangrikste verhoudingspunte in die Bybel, soveel so dat Jesus wanneer hy aan sy disippels leer om te bid,
hy vir hulle die volgende woorde gee: en vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En verstaan ons die belangrikheid en selfs die gevaarlikheid daarvan, van hierdie gebed. Want Here, omdat ek nie iemand vergewe nie, moet my ook nie vergewe nie. Want dis waarop die gebed neerkom. Vergewe ons skulde, soos ons ook hulle vergeef. Ons kan so ver gaan om te sê dat vergifnis is een van die boublokke van verhoudings met God, maar ook met ander mense. En daarom dat onvergewensgesindheid dis een van die grootste afbrekende elemente is vir verhoudings. Maar nog iets is byvoorbeeld 'n negativiteit. Jy weet, wanneer dit by negativiteit kom, is daar dinge soos kritiek. Maar ek praat nie van opregte kritiek wat in liefde aan iemand gegee word om hulle op te bou, om hulle te help verbeter, wat hulle dan sal waardeer nie. Nie alle mense hanteer ook kritiek noodwendig dieselfde nie. Nie alle tye vra vir kritiek nie. Maar mense kom en dan wanneer hulle 'n splinter in iemand se oog sien, spreek hulle as ware dood in daardie persoon se lewe in, deur hulle negatiewe kritiek wat hulle lewer. En dit breek daai persoon af. En so optrede kan 'n verhouding lelik seermaak. Maar nog iets is byvoorbeeld om te besig te wees. In die eerste plek neem dit tyd weg wat jy kon gebou het aan verhoudings met mense. Dit vervreem jou baie keer van 'n ander persoon en wys ook dat die ander persoon dalk nie goed genoeg is of belangrik genoeg is vir jou nie. In Engels sê hulle dat busy staan vir being under Satan's yoke. En dit is seker een van die beste planne wat die vyand nog ooit uitgedink het, om mense so besig te hou dat hulle nie by die regte belangrike dinge in die lewe uitkom, naamlik verhoudings nie. 'n Geskinder is ook negatief. Nou vir party mense is dit lekker, maar dis definitief nie goed vir verhoudings met ander mense nie. En jy sou kon vra, maar hoe breek dit 'n verhouding af? Want dit breek 'n verhouding tussen die persoon by wie jy skinder en die een van wie jy skinder verder af, maar selfs ook binne jou en die persoon van wie jy skinder. Ook ontrou en ontevredenheid, met ander woorde 'n soort van as ware rebelsheid. Skep dadelik 'n negatiewe vibe, soos die kinders kan sê, 'n negatiewe gevoel tussen mense wat natuurlik 'n negatiewe impak het op verhoudings. Maar nog 'n ding is ander sondes. Jy weet, onsedelikheid moet vermy word. Met ander woorde, wees 'n getroue lid van die publiek en doen wat reg is. Hou jou rein, streef daarna. Nog 'n ding wat Spreuke is gedurig sê ons moet vermy is 'n dwaas byvoorbeeld, want 'n dwaas doen dwaase dinge en is dit nie goed vir jou of my verhoudings nie. Nog iets wat in die Bybel ons waarsku is te veel drank. En ongelukkig, daar is baie Christene wat ook dalk te veel drank gebruik. Maar dit vat 'n mens se wilskrag weg. Met die gevolg dat 'n mens dan waarskynlik dinge gaan doen of sê wat verhoudings ook kan seermaak. En as jy jou wil, die beheer van jou eie wil weggee, aan wie gee jy dit dan? Die sonnige natuur, om dan te kan doen wat hy wil? En daarom is dit nie goed om dronk te wees nie. So hierdie is alles oorsake van of in inpakke wat kan inwerk op slegte verhoudings met mense en dit kan afbreek as ware. En daar's natuurlik 'n klompie, 'n groter lys wat 'n mens sou kon maak, maar dit is van die belangrikstes wat 'n mens sou kon noem. En as ons na hierdie dinge kyk, dan kom 'n mens agter dat die belangrikste ding wat sal moet gebeur, is dat ons as mense sal binne-in moet verander. Ons sal ons verhouding met God en met mekaar moet regmaak. Iemand wat sê hy glo in God se 'n God van liefde, kan nie maar net met woede en liefdeloosheid en kwaai gevoelens teenoor ander mense leef nie. En daarom as ons verhoudings weer wil opbou, dan is daar 'n paar dinge wat ons sal moet doen. En die eerste ding is om seker te maak dat die probleem word aangespreek. Om dit te ignoreer, gaan dit nie laat weggaan nie. Ek moet 'n besluit maak, ek moet die eerste stap neem om die probleem aan te spreek. Gaan sit met die persoon, gesels met die persoon, deel dit wat op die hart is en stel dan vas wat gebeur het, wat werklik gebeur het. Wat is die eintlike oorsaak van die probleem? Begin by jouself dalk te ondersoek, vra die ander persoon as dit moet, maar kom by die oorsaak uit. En glo my, jy is gewoonlik net soveel selfskuldig as die ander persoon. En baie keer die redes wat gegee word oor hoekom dinge sleg gaan, is nie noodwendig die eintlike rede nie. As 'n mens dieper gaan delf, dan kom 'n mens baie keer by die eintlike ding uit.
En dan belangrik, vra om verskoning. Moenie bang wees om die eerste een te wees om verskoning te vra nie. Dit maak nie van jou 'n minder mens nie, om die waarheid te sê, dit wys presies dit wat jy glo. En in een van die belangrikste dinge wat ek by my pa geleer het, is een keer wat hy my te nagekom het, wat hy na my toe gekom het en om verskoning gevra het. En dit het so 'n groot impak op my lewe gehad, om te kon sien en dit by my pa te leer, oor hoe maak jy 'n fout reg. Baie mense dink die ander een moet dalk eers vra, want hy is die groot sondebok, of jy weet, ek het daarom my trots. Maar trots bring jou nie in die hemel nie. En dit kan selfs eintlik baie sleg wees. En daarom vra om verskoning. En nadat om verskoning gevra is, aanvaar vergifnis en gee vergifnis. Met ander woorde, weier om jouself verder te blameer of te wil verdedig, want dit gaan net jou selfbeeld afbreek. Of tot verdere risies lei. Maar ook, wanneer die ander persoon na jou toe kom en om verskoning vra, gee dit. Moet dit nie terughou nie, dis gratis, onverdiend aan ons gegee deur God. En daarom kan ons dieselfde doen. En nadat om verskoning gevra is, en gegee is en ontvang is, dan vra jy my, wat kan ek doen om dit wat ek verkeerd gemaak het, dit wat ek al gebreek het, hoe om dit reg te maak? As ek die ander persoon iets onneem het, of iets, vind weer iets om dit weer reg te maak. Maar as iemand na my toe kom en vra hoe hy 'n saak met my kan regstel, dan sal my reaksie wees, niks nie, want die vergifnis is reeds gegee. En dan ten laaste, verbind jouself om die verhouding te herbou. Weet, as jy nie gaan werk maak daarvan nie, dan gaan dit ook net nie gebeur nie. Bou 'n verhouding wat weggedraai het van die goeie af, deur weer die goeie dinge in te bou in daai verhouding in. Byvoorbeeld, te fokus dan op liefde, fokus op vergifnis, aanvaarding ensovoorts. En om ons te help, is daar ook 'n paar boublokke waarmee verhoudings opgebou kan word in hierdie lewe. En hierdie boublokke is geïntegreer in liefde. Nou die eerste paar gaan ek nou nie verder in kyk nie, want ek bedoel, dit staan so in die 10 gebooie van moenie lieg nie, moenie steel nie, moenie moord pleeg nie. Ek bedoel, dit is vanselfsprekend, maar daar's ander dinge wat ons dalk partykeer naalaat. So kom ons kyk na 'n paar van hulle. Die eerste een is tyd. Wanneer 'n mens in 'n verhouding wil bou, dan moet daar tyd saam gespandeer word. En dit is vanselfsprekend en tog vir my baie mense dit. En veral dalk partykeer selfs in 'n huwelik ook. Maar praat. Jy weet, kommunikasie is een van die belangrikste dinge waarmee ons mekaar kan leer ken, waarmee ons verhoudings kan bou. Met kommunikasie wys ek belangstelling, wys ek my waardering, onder andere natuurlik ook liefde. Ook trane en lag, jy weet, slegte en goeie ervarings wat saam deurgemaak word, bring mense net nog hegter na mekaar toe. Daarom deel dit met mense, maar ook jou triomf wat jy dalk ervaar het om dit met iemand te deel, maak jy daardie persoon deel van jou gelukkige ervarings. En dit bind ook weer mense aan mekaar, wanneer iemand saam met jou kan bly wees en feesvier oor iets. Maar ook om jou uitdagings en jou tragedies met mekaar te deel. Die feit dat ek iets wat vir my moeilik was, kan deel van dit wat in my intieme self dalk is met iemand, dit bou ook verhouding. Dankbaarheid. Om die ander te wys dat ek dankbaar is vir wie en wat hy persoon is, dankbaarheid vir hulle vriendskap. Dit motiveer weer die persoon om net nog 'n beter vriend te wees. Bedagsaamheid wys dat ek dink aan jou, en dat ek sien jou waardig om te behandel asof jy vir my baie werd is. Verdraagsaamheid wys dat ek vir jou omgee, dat ek verstaan wie jy is, en dat ek jou aanvaar vir wie jy is. Deursigtigheid wys dat ek jou vertrou, dat ek jou nie wil misbruik of uitbuit nie. En daarmee saam natuurlik ook eerlikheid, dat ek opregte vriend is en dat ek jou respekteer. En wanneer ons na die 10 gebooie kyk en veral na Jesus se opsomming daarvan, dan raak dit baie duidelik dat verhoudings in die middel staan van ons bestaan. Dis nie die werk nie, dis nie geld nie, dis nie programme nie, dit is nie rituele nie. In die middel van dit alles staan verhoudings. Soos wat Jesus het opgesom het, om in verhouding te staan met God, in liefde met God te leef, met alles wat ons is, maar ook om ons naaste lief te hê soos onsself. Jy weet, in ons naaste het iemand vir Jesus ook oor uitgevra, maar wie is my naaste? En toe vertel hy vir hulle van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan,
wat verwys na twee mense wat eintlik vyande van mekaar is, om te wys maar wie enige iemand is jou naaste, met wie jy in kontak kom, iemand wat oor jou pad kom, dit is jou naaste, selfs al is dit jou vyand. En daarom moet ons ook hierdie liefde aan hulle wys. Ons verhoudings met ons gesinne, met ons vriende, met ons bure, met ons kollegas, met ons mede-gemeentelede, maar soos ek ook gesê het, ons verhoudings met mense dalk buite dit, mense van wie ons nie hou nie, mense met wie ons dalk gereeld koppe stamp of wat ook al, om goeie verhoudings met hulle te bou deur hierdie dinge. En ja, jy weet, Jesus het nie gesê, hoor hierso, almal gaan altyd dan goed en mooi terugreageer daarop nie. Dit gaan baie keer in jou gesig gegooi word, dit gaan baie keer geïgnoreer word, daarop getrap word. Maar van ons word verwag om hulle nog steeds lief te hê, deur hierdie dinge te doen. En as ons nie in liefde kan leef met mense daar buite nie, gaan ons getuienis oor die evangelie uit mekaar uitval. Want as jou dinge wat jy sê oor die evangelie nie ooreenstem met die dinge wat jy doen nie, maak dit mense net deur mekaar en dan gaan geen verandering in ons gemeenskap plaasvind nie. So mag God gee dat ons mekaar en met hom in 'n verregte houding sal staan en sal streef daarna om dit op te bou. En dat God ons dan sal seën volgens sy maat. En waar 'n verhouding seer gekry het, dis nooit te laat om weer te probeer om dit op te bou nie. Dit is daai persoon se keuse hoe hulle gaan reageer daarop. Maar ons moet daaraan werk. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord, al is dit 'n moeilike ene. Dis maklik om vir ons te dink hoe ons dalk met geliefdes ook verhouding kan bou, maar dis vir ons moeiliker om te verstaan hoe ons dit dalk met ons vyande moet bou. Maar dankie dat U vir ons daarin help. Die Heilige Gees gee vir ons die krag, gee vir ons eintlik alles wat ons nodig het as ons selfs net daarvoor vra. En daarom weet ons maar ons kan dit ook doen. Mag ons daarom elke dag opstaan met hierdie strewe daarna om 'n verhouding te leef met U, maar ook 'n verhouding te leef met ander mense rondom ons. En Here, mag ons daardeur 'n getuienis bring wat ander mense sal aanraak. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Ontvang nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.